Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God, wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God, wat lewend maak, vul ons meer en meer. Gees van God, wat lewend maak, vorm ons tot u eer. Troos ons, sterk ons, leer ons, lei ons. Gees van God, vul ons al meer, vorm ons tot u eer. Liewe broers en susters en liewe jong maats, die Heilige Gees is vanoggend hier, in ons en in hierdie erediens, ook deur sy woord. En hy sal, soos ons so pas uit die pragtige lied aangehaal het, ons troos en lei en leer. Amen. Kom ons loof die Here. Dit is ons nou lekker om die Here te loof en te prys. En ons doen dit in die woorde van lied 203. Al 3 die verse. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, as ons daaraan dink dat ons feitlik aan die einde van die eerste kwartaal van hierdie jaar is, dan wil ons baie graag vanoggend soos hierdie lied ons oproep vir u loof en prys en vir u dankie sê. Dankie dat u ons almal hierdie eerste kwartaal gelei het. Dankie dat u ons dikwels in die eerste kwartaal waar ons gesukkel het, opgetel het en gedra het. Dankie dat u elke sekonde van elke dag van hierdie kwartaal, dag en nag, by ons en in ons was deur u Heilige Gees. Dankie ook vir die vooruitsig op die kort vakansie wat voorlê. Hemelse Vader, ons bid vir almal, veral almal betrokke by ons skole, personeel, onderwysers, kinders, dat almal lekker sal uitrus en dat dit ook vir hulle 'n spesiale tyd sal wees. Ons bid ook, Here, dat u vir hulle wat op die paaie is, asseblief
sal beskerm. Ons sien ook uit gedurende hierdie skoolvakansie, na Paasnaweek, en ook na dit wat U alles deur U Heilige Gees in daardie tyd in ons gaan doen. Hemelvader, daar is baie van ons broers en susters in die gemeente, wat of dit nou 'n skoolkwartaal is en of dit skoolvakansie is, worstel met hulle gesondheid. Sommige van hulle al 'n baie lang tyd. Ons wil graag vir elkeen van hulle bid vandag. Ons wil bid vir genesing. Ons wil bid vir krag om elke dag in die gesig te staan. Ons wil ook bid vir hulle geliefdes wat hulle versorg en hulle ondersteun. Ons bid graag, Hemelvader, vandag vir almal op ons siekelys en ook vir hulle wie se name nie hier is. Vir Piet Pretorius, Leon Olivier, Grita Duisel, Sonja de Pree, Piet Naudee, Gert Koetser, Laurens en Charlotte Vink, Nelly Geldenhuis, Morney Barnard, Bobby Snowden, Tanya Matthews, Lindy Weideman, Helen Koetsie, Salome van die Kerk, Sari Elof, Janeman Barnard, Letitia Rousseau, Henny Janse van Rensburg, Hannes Radman, vir Ina Roberts, Marius Strauss, vir Alta Swarts, vir Ricardo Batten, vir Kathleen Moore, vir Jan van Skalkwyk, vir Jason McKay, vir Bobby Jordaan, vir Julie Shadwell, vir Wilna Skuman, vir Sinai Tennyson, vir Leandri Loutse. En terwyl ons vir almal van hulle bid, Here, is daar ook heelwat van hulle met wie dit beter gaan, wat al reeds beterskap ervaar. Ook daarvoor loof en prys ons U vanoggend en sê ons vir U dankie. Hemelvader, ons het gister in ons land Menseregte Dag gevier. En as ons kyk na ons eie land en ons kyk na die wêreld, dan is ons bekommerd oor mense. Mense wie se regte in baie gevalle in die grond in vertrap word. Mense wat die hele tyd onder geweld gebuk gaan en bomme wat rondom hulle ontplof. Hemelse Vader, ons bid vir elkeen in hierdie wêreld wat op een of ander manier swaar kry. Wees asseblief met hulle ook in hierdie dag. O Heilige Gees, toe ons net nou die erediens begin het ons van U gehoor, het ons eintlik alreeds met U begin gesels. Toe ons gesê het, U woon in ons. Toe ons gesê het, U maak ons lewend. En toe ons gevra het, breek asseblief vir ons U woord oop. Nou is ons op die punt om U woord te lees. En o Heilige Gees, ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Ons gaan dit nie uit ons eie uit verstaan nie. Ons gaan dit nie uit ons eie maak nie. As U dit nie in ons binneste doen. En ek gaan dit ook nie kan oordra sonder U inspraak nou in my lewe. En daarom bid ek, o Heilige Gees, werk asseblief in ons elkeen ook deur hierdie boodskap en skriflesing vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Esegiel hoofstuk 37. Daar gaan ons die eerste 14 verse saam lees.
Die vertaling wat ek vanoggend gaan gebruik, is die Bybel vir almal. En daar's 'n rede hoekom ek hierdie vertaling gebruik, want kinders en tieners, ek weet julle kan die ander Bybelvertalings goed verstaan, maar hierdie vertaling maak dit nog 'n bietjie meer duideliker vir 'n mens as jy jonk is. So dis veral vir julle dat ons hierdie vertaling vanoggend gebruik. Nou, kinders, ek wil vra dat terwyl ek hierdie gedeelte lees, julle baie mooi daarna moet luister. En ook dat julle gaan probeer om dit wat ek nou lees en wat julle op die skerm gaan sien, in julle gedagtes te sien. Dat dit amper is soos 'n fliek wat hier voor julle afspeel. Nou, as ek dit saam met julle nou gaan lees, gaan julle agterkom, dit kon net sowel 'n fliek gewees het, en dit sou nog wel 'n baie goeie fliek gewees het. So probeer hierdie prentjie in julle gedagtes sien, terwyl ek dit lees. Maar kyk baie mooi, daar's 'n kinkel in die kabel. Die Engelse sê there's a twist in the tale. Want soos dit op die oog af lyk, as 'n mens dit soos 'n fliek voor jou laat afspeel, is nie heeltemal wat hier gebeur. Julle sal nou sien, as die boodskap uitkom wat ek daarmee bedoel. Kom ons lees vanaf vers 1. Dis nou die profeet Esegiel hier aan die woord, en hy sê, ek het gevoel die Here sit sy hand op my. Hy het sy gees gestuur om my uit die stad te bring, en hy het my neergesit in 'n vallei. Die vallei was vol bene van mense wat dood is. Dit klink aklig. Die gees het gesê, ek moet rondom die bene loop. Daar was baie bene in die vallei, en die bene was baie droog. Die Here het vir my gevra, mens, kan hierdie bene weer lewe? Ek het geantwoord, Here, U wat Here is, net U weet dit. Toe sê die Here vir my, jy moet my boodskap bring vir hierdie bene. Jy moet vir hulle sê, droë bene, julle moet hoor wat sê die Here. Die Here, hy wat Here is, sê vir hierdie bene, luister, ek sal asem in julle laat kom, en julle sal lewe. Ek sal spiere aan julle sit. Ek sal vleis oor julle laat kom, en ek sal vel oor julle sit. Ek sal asem in julle gee, en julle sal lewe. Julle sal weet dat ek die Here is. Ek het die boodskap vir die bene gebring, soos die Here vir my gesê. Terwyl ek dit gedoen het, het ek iets gehoor. Dit was 'n aardbewing. Die 1983 vertaling sê dit was 'n gedreun. En die 2020 vertaling vertaal dit was 'n geratel. En toe kom al die bene na mekaar toe. Elke been het gekom na die been wat by hom pas. En terwyl ek kyk, het daar spiere aan die bene gekom. Vleis het die bene toegemaak, en daar het 'n vel oor die bene gekom. Maar daar was nie asem in hulle nie. Toe sê die Here vir my, mens, jy moet my boodskap bring vir die wind. Jy moet my boodskap bring en jy moet vir die wind sê, die Here, hy wat Here is sê, wind, jy moet kom van die noorde en die suide, die ooste en die weste, en jy moet in hierdie dooie mense blaas, sodat hulle kan lewe. Ek het die boodskap gebring, soos die Here vir my gesê het. En toe kom daar asem in die bene. Hulle het begin lewe en hulle het regop gestaan. Daar was baie mense. Die Here het vir my gesê, mens,
hierdie bene is my hele volk, Israel. Hulle sê, ons is soos droë bene. Ons kan niks meer hoop nie. Daar kan nie meer iets gebeur wat goed is vir ons nie. Daarom, jy moet my boodskap vir hulle bring. Jy moet vir hulle sê, die Here, hy wat Here is, sê, my volk, ek sal nou julle grafte oopmaak, en ek sal julle laat uitkom uit julle grafte. Ek sal julle laat teruggaan na die land Israel. My volk, julle sal weet dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak, en wanneer ek julle uit julle grafte bring. Ek sal my asem in julle gee, en julle sal lewe. Ek sal julle laat woon op julle eie grond, en julle sal weet dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen. Dit het die Here gesê. Hy wat Here is. Tot sover ons skriflesing. Droë bene. Droog gekookte bene in 'n soppot. Uitgedroogde bene in die son. Dit is hoe Esegiel gevoel het. Hulpeloos, hooploos, moedeloos, met geen toekomsverwagting nie. Hy wat sy mense se dominee was, hy het so gevoel. Rondom hom, sover as wat hy kan sien, lê daar nog droë bene. Sy mense, sy volksgenote, sy gemeentelede. Net so hulpeloos en hooploos soos hy. Dit is nou al 20 jaar sedert daardie dag. Daardie dag toe Jerusalem en die tempel vernietig is. En hulle almal soos slagskape weggevoer is na Babylonië. Met geen vooruitsig om ooit weer terug te gaan huis toe. Gestroop van hulle land, hulle kultuur, hulle geloof, sonder hulle God. So het hulle gevoel. Dit is geen wonder dat Esegiel antwoord op die Here se vraag of hierdie droë bene weer lewendig gaan word deur te sê, net U weet dit, Here. Ek het nie hoop dat dit sal gebeur nie. Dit is verby met ons. Dit gaan so sleg dat net U weet of daar hoop is. Ja, die Here weet. Hy weet, sonder hom sal hulle nie weer kan opstaan. Daarom sê die Here vir Esegiel om met die droë bene te praat, vir hulle te preek, te profeteer met die woorde wat die Here vir hom sal gee. Esegiel het seker by homself gedink, ek kan maar preek, maar ek dink nie hulle sal meer na my luister nie. Daarvoor is hulle te moed verlore. In elk geval, ek self dink daar is nie hoop nie. Hoe kan ek dan vir hulle preek? Maar die Here laat hom nie afsit nie. Hy sê vir Esegiel om vir die droë bene te sê, julle sal senings, spiere en vleis en vel oor julle kry, sodat julle weer kan opstaan. Julle sal gees en asem in julle kry, sodat julle weer kan lewe. Dit alles sal die Here self met julle doen.
Esegiel het sy preek gepreek. 'n goeie 3-punt preek, soos 'n goeie dominee veronderstel is om te doen. Maar sonder veel verwagting dat daar iets daarvan sal kom. Maar hy het nog nie eers klaar gepreek nie. Toe hoor hy 'n geratel, 'n gedreun, iets soos 'n aardbewing. Toe hy kyk wat so raas, sien hy dit is die droë bene wat na mekaar toe begin beweeg. Elkeen na die ander bene toe waar hulle hoort. Toe hy verder kyk, sien hy die bene kry senings en vleis en vel rondom hulle. Hulle word weer volledige liggame. Kan jy glo? Hy kon nie glo wat besig is om hier voor hom te gebeur nie. Maar gou kom hy agter dat daar nog een probleem is. Een groot probleem. Die bene is nou wel waar hulle moet wees, en hulle is weer volledige liggame, maar daar is geen lewe in hulle nie. Hulle lewe nog nie. En weer gryp die Here in. Weer sê die Here vir Esegiel om te preek. Hierdie keer vir die wind. Nie vir sy gemeente nie, maar vir die wind. Die wind uit alle rigtings moet in die liggame kom blaas, sodat daar lewe in hulle kan kom. En so gebeur dit toe. Die wind kom van oral af en blaas in hulle. Die wind blaas lewe in hulle. Die wind wat ook vertaal kan word met asem en gees. En hulle begin weer op hulle voete staan. Almal van hulle, sodat hulle soos 'n groot leermag lyk. Nie meer 'n klomp droë bene in 'n begrafplaas verstrooi nie. Dit is asof hulle dood was en uit hulle grafte opgestaan het en weer begin lewe het. Dan praat die Here weer met Esegiel. Net soos hierdie droë bene weer lewend geword het, sê die Here, net so sal ek weer lewe gee in jou en jou moederlose mense. Ek sal dit doen deur my gees, en dan sal ek julle herstel in julle land. Ek sal dit doen, want ek het gesê, ek sal dit doen. En wanneer dit gebeur, sal julle besef dat ek die Here is. Broers en susters, en jong vriende, soos Esegiel van ouds, wil ek vanoggend oor julle profeteer. En saam met julle beleef hoe hierdie woorde van Esegiel 37 onder ons en in ons waar word. Ek weet, julle voel soms soos droë, uitgedroogde bene. Na amper 3 jaar saam met julle besef en verstaan ek dit al te goed. Wat julle dalk nie weet nie, is dat ek ook soms soos 'n droë been voel. Daar is baie redes hoekom ons so voel. Elkeen van ons het ons eie redes. Dit mag te doen hê met die huidige wêreld gebeure en wat in ons land aangaan. Dit mag te doen hê met jou familie. Dit mag in jou persoonlik wees. Jou uitgedroogde geloofslewe. Min of geen lig in die donker tonnel voor jou. Of enigiets anders wat jou soos 'n droë been laat voel. Die Here
weet dit alles. En hy sien hoe jy voel. Hy sien jou wanhoop, jou uitsigloosheid, jou kragloosheid, wat jou keer om waarlik te leef en verder te kyk en te dink. Jy probeer dit dalk verander wegspeel, maar die Here sien dit. En dit is nie vir hom lekker om jou so te sien. Hy wil iets daaromtrent doen. Hy kan iets daaromtrent doen. Hy gaan iets daaraan doen. Dan, vanoggend nog, hier in die kerk, of terwyl jy na die opname kyk, hy gaan vir jou hoop en moed en krag gee deur sy asem in jou in te blaas. Ja, jy het reg gehoor, sy asem, dieselfde asem waarmee hy lewe in die eerste mens in Genesis ingeblaas het, gaan hy in jou inblaas. Dit gaan wees soos 'n wind wat oral rondom jou en in jou waai. Jou gees gaan weer lewe kry en jy gaan agterkom dat die Heilige Gees, sy gees in jou is. Ja, sy Heilige Gees in jou. Jy gaan weer kan opstaan en aangaan. Al is dit hoe moeilik. Asof jou bene weer bymekaar kom en senings en vleis en vel oor hulle kry. En met sy gees in jou gaan jy opsies en moontlikhede vir sy uitdagings raak sien wat jy tot nou toe nie op jou eie kon sien. Die Here gaan dit alles self in jou doen, sodat jy kan weet dat hy die Here, jou Here is. Hy wat vir Lazarus uit die dood opgewek het. Hy wat self uit die dood opgestaan het, wie se droë bene weer lewe gekry het. Hy gaan jou laat opstaan en weer laat lewe, asof jy uit die dood uit opgestaan het en weer van voor af begin lewe. Is jy gereed hiervoor? Kom, Heilige Gees. Come, Holy Spirit. Veni, Sancte Spiritus.
O Heilige Gees, soos ons vanoggend hierdie waaiers voel wat oor ons waai, die wind wat daar buite van die deur af inwaai, so ervaar ons hoe U in ons inwaai en in ons inbeweeg. Ons voel dat U vir ons U asem gee. Dit is asof U vir ons nuwe asem gee. Dit is asof U mond tot mond asemhaling op ons toepas. En ons ervaar hoe die lewe weer stadig in ons binneste begin terugkeer. Ons ervaar hoe ons hooploosheid begin beweeg in die rigting van hoop. En ons voel hoe ons kragloosheid beweeg in die rigting van 'n bietjie krag. En ons weet, o Heilige Gees, dit is net die begin. Want U wil ons waarlik laat voluit lewe. U wil ons vul met U hoop. En U wil vir ons al die krag gee wat ons nodig het. Intussen gebeur daar ook iets met ons liggame. Ons bene begin beweeg. Daar kom vleis en senings en vel oor. Ons liggame, al is ons dalk siek, en al is ons dalk gestrand in die bed, voel ons kan nog steeds aangaan. En al is ons in moeilike omstandighede, ons kan weer opstaan. Ons kan weer opstaan asof ons uit die dood uit opstaan. En weer van vooraf begin leef. Dis U, o Heilige Gees, wat ons so ervaar. Dis U wat vir ons krag gee. Dis U wat ons waarlik laat lewe. Ongeag ons eie omstandighede. Ongeag hoe ons voel. En ons weet, met U Gees binne in ons, gaan U ons eie gees verhelder, ons gedagtes vernuwe, sodat ons geleenthede sal raak sien, wat ons glad nie gedink het, moontlik is nie. O Heilige Gees, baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
voel julle die vreugde en vrede binne in julle? Kom ons sluit af met lied 492 vers 1 en 2. In U is vreugde, vrede en vreugde. Broers en susters, jong vriende, die Gees van God, die Heilige Gees, wat in julle woon en julle lewend maak, hy sal julle troos, hy sal julle sterk, hy sal julle leer, hy sal julle lei en vorm tot sy eer. Thank you.